Ek groet jou vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Welkom by die program, welkom, my naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Dankie altyd vir die voorreg om iets spesiaals na die tafel toe te bring. En ek het lanklaas het ek so 'n video gemaak, lanklaas iets wat op my hart baie sterk gelê is. En ek wil vandag vir jou sê, maak vir jou 'n koppie koffie, maak vir jou 'n koppie tee. En baie belangrik, hierdie woord wat ek vandag bring, is iets wat ek glo in my hart, wat 'n massiewe groot impak in soveel mense se lewens gaan wees. Ek wil praat spesifiek met dominees, pastore, priesters, profete, apostels, evangeliste, leraars, skrifgeleerdes, wat jy jouself ook al noem. Ek wil vandag vir jou sê, ek het in hierdie laaste tyd 'n lewensles gaan leer, wat ek nooit in my lewe gesien kom het nie. En ek is die Here ewig dankbaar, want dit is iets wat hy vir my kom leer, wat ek outomaties vandag in jou lewe wil afsmeer, veral jy wat in die bediening staan, veral jy wat voorstap, wat leierskap vat, wat in die naam van die Here praat en optree, maar ook vir die van julle wat op die punt staan om dit wel te begin en dit te kan doen. Ek wil vandag vir julle sê dat ek was absoluut in die veld uitgeslaan van wat die Here in die laaste paar dae vir my kom wys het en kom doen het in my lewe. Die van julle wat my nie ken nie, ek is so 13 jaar, ek is besig met my 13de jaar in die bediening, voltyd wat ek vir die Here werk. En ons gaan deur 4. Die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. En dis absoluut die waarheid. Ons gaan deur 4, ons word gehaat vir wie en wat ons is, deur baie verskriklike, moeilike beproewings, verdrukking en aanvalle. Ons speel nie kerk nie, ons drink nie koffie en eet koeksusters nie. Ons is by die 4. Ons is by die hekke van die hel, dis waar ons werk. En ons ware vyand Satan, dis my vyand, dis my grootste vyand. En hy's daar nie om vir jou 'n rooi tapuit uit te rol of vir jou boks blom en chocolates te gee omdat jy die Here dien nie. Hy's daar om jou te verwoes en te vernietig. En jy is vir hom, ek is vir hom 'n struikelblok. Ek is vir hom 'n doring in die vlees. Ek krap in sy slaai. En ek kan vandag vir jou sê, hy haat my. Hy haat my vrou, hy haat enigiets wat enigstens met my naam gekoppel is. En ek wil vandag vir jou sê, dat jy gaan met vir jou 'n koppie koffie maak, jy gaan vir jou 'n glas water, of wat jy ook al wil doen, en jy gaan met baie mooi luister, dat dit wat die Here op my hart gebring het vandag, die lewensles wat ek geleer het, na 13 jaar se bediening, voltydse bediening, in die werk van die Here, nie vir geld nie, nie vir eie eer nie, nie vir roem nie. Maar ja, so vorm en maak God ons, hy skil ons af, stappie vir stap, en ek wil net baie dankie sê, vir die voorreg om vandag in jou lewe in te bou. My liewe broer en suster, hierdie leerstelling se naam is op die tafel van 'n ander man. Weet, as jy op 'n tafel sit van iemand anderste, die ander man se tafel, dat ek liewer te so sê, ek gaan nou juist terug en net seker maak, soos die Here dit op my hart gedruk het, die ander man se tafel. Nou gaan jy vir my vra, maar waar is jy op pad heen? Ek gaan jou nou vertel, waar is ek op pad heen? Jy weet, my liewe broer en suster, ons gaan deur massiewe beproewings, verdrukking en aanvalle en tydperke, en jy sal dit nooit verstaan as jy nie self daar deurgaan nie, maar jy word gehaat in die werk wat ons doen. En dat ek vir jou sê, daar is soveel uitdagings. En jy weet, ek kry so rukkie terug. Weet, jy gaan deur baie moeilike beproewings en verdrukking. Nie almal van ons het die roem van Christendom nie, en nie almal van ons ken salaris, en nie almal van ons het 'n klomp mense wat jou elke dag paai en jou op die skouer tik en sê, mooi so ou seun nie. En jy weet, as jy daar gaan vas en daar by die berge opklim met jou botteltjie water, en terwyl jy vas,
Dan kyk jy af op al jou rykdomme wat God vir jou gee. Ons ken nie daai goed nie. Ek ken nie daai goed nie. Ek het 'n prys betaal en my kruis wat ek dra is verskriklik swaar. En ek kan vandag vir jou sê, as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie. Jy weet, baie van ons wil die Here dien en almal vertel hoe sterk is ons geloof. Maar dit alles terwyl ons genoegsame sekuriteit agter ons het, genoeg nulle in die bank, genoeg geld, jy ry die beste karre, jy het die mooiste huise, jy het alles wat jy in die lewe wil hê. En terwyl jy daai sekuriteit het, is dit nie 'n kuns om die Here te aanbid en dien nie, maar daai dag wanneer daai goed nie meer daar is nie, wat jy alles in jou lewe verloor het en soveel redes op papier het om jou rug op God te draai, daai dag begin die kaf van die koring skei word, te gaan jy deur die vuur. En dan is dit 'n kuns om die Here te aanbid en dien, terwyl jy jou eie belange eenkant sit om God se belange te volg en hom te verheerlik deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. En ons gaan nie deur vuur, deur modder, deur sand, deur wind vir 'n maand nie. Ons gaan 9, 10 jaar, 11 jaar wat ons deur massiewe groot beproewings en verdrukkings gaan en aanvalle en jy word gehaat deur die mense die naaste aan jou, familie, vriende, skoonfamilies, kennisse, valse broers of susters. Laat ek vandag vir jou sê, ek sal vir jou praat dat jou ore tyd. En ek kan vandag sê, ek kan boeke skryf van wat ek ervaar en beleef het in my lewe. Julle weet my liewe broer, suster, ek wil dit nie lank maak nie. Maar ja, dit is hoe kan ek sê, die leerstelling se naam, die ander man se tafel. Jy gaan sien hoe kom ek daarby uit vandag. En hou dit, knoop dit in jou hart vas, koek dit vas, sodat jy dit in jou agterkop kan behou, terwyl ek deur hierdie verskriklike belangrike woord spreek wat die Here vandag op my hart kom lê het. Ek is so 'n maand en 'n half, 2 maande terug, word ek uitgenooi deur 'n ander persoon, 'n medebroer en suster in die Here Jesus Christus, wat deel is van 'n gemeente daarso in Grootvlei se wêreld. En hulle nooi my uit vir 'n mannekamp en 'n manne naweek. En ek is bid vir die Here, want ek maak altyd die Here deel van my besluite. En die Here sê, nee, ek kan my naam opsit, ek kan betrokke wees, ek kan vir hulle sê, solank as wat ek lewe, as dit die Here se wil is ek saam. En gaan ons manne naweek, ons gaan 'n mannekamp, ons gaan bietjie saam gaan. En nou weet ek in my agterkop, ek weet hoe die Here werk. Ek het al baie kere uitnodigings ontvang wat ek na 'n wilsplaas toe kan gaan. En jy weet, so 2 maande, 3 maande voor die tyd, dan begin jy reëls maak en beplanning, en die ene het 'n groter plan as die ander ene, net vir die Here om 'n week en 'n half, 2 weke voor die tyd vir my te sê, dit gaan nie gebeur nie. So, in my agterkop, jy weet, ek vat dit maar, ek lewe elke dag of dit my laaste is. En in die tyd gaan, verstaan my punt, 2 maande, 'n maand en 'n half terug. En op die einde van die dag, kom ons by 'n week, sal ek sê 'n week voor die tyd, wat die Here, wat ek moet opdaag vir die afspraak wat ek gemaak het met al hierdie mense. Ekskuus, ek sit dit my telefoon af, dat die foon my nie pla nie. En weet jy, 'n week voor die tyd begin my vlees in opstand kom teenoor hierdie dinge, want punt nommer 1, weet ek nie wie die mense wat daar gaan bedien nie, ek ken hulle van geen kant af nie, ek het niks ontvang nie. En dis hoe ek is, as ek na 'n plek toe gaan, wil ek weet met wie gaan daar staan. Jy sien, ek word uitgenooi na 'n mannekamp toe, nie om te bedien nie. Ek gaan nie daarna toe om leerstellings te gee en die manne daarso te bedien, en nou gaan ek preek en 'n boodskap bring. Nee, ek gaan om, hoe kan ek sê, nie om te bedien nie, maar om te dien. Verstaan my punt? So ek is deel van die gehoor wat agter sit. Ek is deel van die gehoor wat langs die kante sit. Ek is nie voor nie, ek is agter. En ek sit agter om die feesmaal van die tafel. En so 'n week voor die tyd, nee, is my vlees in opstand, want jy weet wat, as 'n ou deur die vuur gaan, 10, 11 jaar, en jy gaan deur letterlike hel, jy dra 'n swaar kruis, jy word gehaat vir wat jy doen, dan dink jy vir jouself, nou moet jy daar gaan sit. Iemand gaan voor jou staan wat jou kom probeer leer van leerstellings en van die Here en van die geloof. En dis 'n persoon wat salarisse verdien, wat geld het, wat rykdom het, wat al die lekkerte, die roem van die bediening van Christendom geniet. Nou moet ek daar gaan sit en na die man luister. Maar eventually, nou is my vlees in opstand, verstaan, want
Die gees is sterk, maar die vlees is swak. En ons weet die vlees is van die wêreld, hy sterf af, hy word weer stof. Maar ek hou vas. Ek koek so met 'n strukkie 2 Korintiërs 6:7 op my hart vas en ek bid in my Bybelstudies en ek maak my vrou deel. Sy moet saam met my bid, saam in haar Bybelstudies. Ons vra vir die Here vir tekens om seker te maak dat is dit nou waarheen ek gaan? Is dit waar die Here my wil hê? Ek wil net seker maak. Jy weet, nou probeer ek nog half op 'n manier die Here se arm draai, want ek wil nie regtig daar wees nie. Ek het genoeg om my besig te hou by my eie huis, my eie bediening en ek is net plainweg nie lus om te gaan nie. En ja, baie ons kry partykeer so koue voete as dit by daai tipe dinge kom. Maar eventually sê die Here jy gaan en hier teen Woensdag, Donderdag, toe kyk ek al die tas in die oë, klaar gepak, Vrydagoggend vroeg as ek wakker 4:30, kry al my goed reg sodat my weet dit wat ek uitstuur oggend en aand op my eie bediening kan uitgaan, al is ek nie by die rekenaars om dit self uit te stuur nie. En ek pak my tas en daar gaan ek. Die vrou ook maar 'n bietjie hartseer en weet jy, hoe mos nou nie daarvan om so weg te wees van mekaar nie. Maar nou ja, so het elke tyd sy plek. En daar gaan ek en ek laai my kar en ry en ek gaan nou eers na die mense toe wat my genooi het en dan van daar af klim ons in een kar en dan gaan ons nou na die plek toe waar hierdie mannekamp aangebied word vir die hele naweek. En nog op pad daar na die plot se kant toe waar hulle op 'n plot bly, toe ry ek sommer in 'n slang ook vas. Weet toe lê daar so 'n groot pofader, ek skat is so 1,5 meter groot dik pofader daar op die pad. En ek is so uit die veld uit geslaan, ek gaan stop langs die slang. En nou neem ek 'n video, ek wil nou vir my vrou en vir almal wys, kyk waar loop, wat loop ek raak. Ek is nog eer by die kamp nie, ek is nog op pad daarna toe, so ek weet nie. Ek is maar rustig in my hart, maar jy weet, ek weet nie of die Here vir my iets probeer wys hierso nie. En of die Satan my probeer iets wys nie, maar dis nie 'n lekker ding om op af te kom nie. En toe ek nou langs die slang stop en ek kyk die man nou in sy oë, toe draai nou om en daar gaan hy nou terug in die veld in. En ek los hom toe nou en ek ry nog so 100 meter en toe is ek by die mense se huis. En daar laai ek nou my tasse af en op die einde van die dag sou ons met 2 voertuie gery het daar na Brits Rustenburg se kant, ek sal julle nou meer vertel van dit. En eventually het daar 'n hele klomp mense, op die laaste oomblik het daar 'n klomp mense gekanseleer. En toe werk ek so uit dat ons net 5 mense is en ons klim in die een kar en 'n motor en daar gaan ons en ons vat nou pad en nou gaan ons hierdie dinge in die oë kyk. En ek het soveel vrae in my hart, waarheen is die Here met my op pad? Want jy weet die Gees sê gaan, die Here sê gaan en my vlees sê bly. En ek hou net vas aan 2 Korintiërs 6:7 wat die Here sê, ons wapens vir aanval en verdedigings om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek, nie die wil van Koert, me, myself and I, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. En ek sê, Here, jy wil my daai, ek het gevra vir tekens, ek het nie dit gekry nie, so dit wys vir my, ek gaan, die Here soek my daar's 'n doel en 'n rede hoekom ek daar gaan. En in my gees en my hart is gaan ek met 'n verwagting, want ek wil nou gaan sien, wat is die rede hoekom ek daar is. En in my hart het ek vrede gemaak met die hele feit, dat die Here leer vir my, dat om 'n Christen te wees, is nie 'n one-man show nie. Christenskap is nie jy nie, dit is die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En in my hart het ek gevoel, die Here leer vir my 2 waardevolle lewenslesse uit hierdie hele situasie. Hy leer my punt nommer 1 om nederig te wees en sagmoedig, maar bereid om te dien, om die minste te wees, soos Jesus bereid om voete te was. So, om op die einde van die dag, nie te bedien nie, of nie te dien nie, maar bedien te word. Verstaan jy, vir 'n slaapietjie te voel, hoe voel dit om in die gewone mense skoene te wees, wat aan die ander kant van die saal sit, of van die byeenkoms, of whatever, wat daai woorde ontvang, wat jy gewoonlik spreek. En wie gaan my nou iets leer? Want kyk, ek moet vir julle sê, een ding het ek van die Here 'n baie sterk gawe ontvang, en dis 'n gawe van wysheid uit die woord uit, en ek het 'n pad gestap, baie geval en opgestaan,
en foute gemaak en geleer daardeur en die Here het dit juist toegestaan en toegelaat sodat ek dit vir ander mense kan leer. En so het ek gegroei en geleer. Ek is nie toegegooi met geld en elke tweede dag op televisie en ek het my eie kerk en hordes duisende mense wat my elke dag op my skouers tik en lief is vir my en bonus en pensioene. Ek ken nie daai goed nie. Daai is die roof van Christendom. Ons is by die vuur. Ons is daar by die hekke van die hel. En alles geestelik, ons ware vyand, kyk ons daagliks in die oë. En dan gaan ek nou saam met wonderlike manne, en elkeen van hulle gaan met 'n verwagting, en ons kom by die plek aan, en toe ek die plek sien, toe besef ek, dit is, ek sal die naam noem, maar daar is niks verkeerd om dit te noem, dat my kinders, toe hulle ek weet nie op die laerskool of die hoërskool is, was hulle na daai tipe plek toe vir veldskool gewees. Dit is wat daai plek, en die plek se naam is Sediba, Kwela Lodge, dit is wat die plek is, 'n verskriklike pragtige plek, en ja, ons is uitgenooi na daai plek toe, ons kom daar aan, laat ek vir julle sê, dit is pragtig, en ek moet dit baie duidelik stel, luister baie mooi, mense vra vir my, Koert, wat kos dit? Dit het ons absoluut niks gekos nie, niks, alles verniet, alles verniet, laat ek vir julle sê, van die eerste dag wat ons daar aangekom het, Vrydag tot Sondag, het ons 5 ster kos geëet, 3 etes per dag, ons het warm water gehad, in die beste plekke gebly, die mense wat die mannekamp aangebied het, die sprekers, was top sprekers, en die praise and worship span, in die boonste rakke, ek wil dit baie duidelik stel, en weet julle wat? Absoluut verniet, nie 'n sent nie, maar jy kan sien die seën van die Here is oor dit wat daar gebeur, my liewe broer en suster, julle moet mooi luister, hier stuur God my daarna toe, en ek het maar my eie kop wat ek uitwerk, wat die Here se doel en plan vir my is om so op pad na Sediba Lodge toe, ry ons so oor 'n damrivier, en een van die ouens daar binne die kar sit sê vir my, weet, as hy so na die rivier en die damme en goeter kyk, dink hy aan 'n vriend wat hy het, wat 'n plaas of wat ook al, dan praat hy van plat honde, en ek weet nie, ek verstaan nie wat hy bedoel met dit, maar ek los dit nou maar, want ek wil ook nie stupid lyk nie, nou vra ek ook nie verder vra nie, maar hy praat van plat honde, so, ons gaan daar, ons ry maar aan, en ek los dit nou maar, ek wil nou nie myself verneder, of dat die ouens vir my lag nie, en toe ons by Sediba Lodge kom, of Kwela Lodge, laat ek leer so sê, die beste ontvangs, en daar gaat ons, dis 'n massiewe plek, daai plek, huisves omtrent 500 mense, as dit nie meer is nie, maar in die boonste rakke, die beste kwaliteit, en jy kan sien die mense het hulle hand op daai plek, skoon netjies, badkamer, storte, genoeg warm water, en toe ons nou aflaai, gaan jy in jou kamp in, en jy gaan in jou saal in waar jy slaap, en dan is ons so rofweg, van die saal omtrent so 18 of 20 mense wat op bankerbed slaap, en een onder, een bo, so altesaam 20 mense kan in so 'n plekkie slaap, met sy eie storte badkamer, en dat hy outomaties ambisieblokke buite, wat nou natuurlik groot hoeveelheid mense kan akkommodeer, en dit is nou maar wat ons ook gebruik het in hierdie tyd, maar dat ek vandag vir julle een ding sê, met die intrapslag, Vrydag aand, toe sit die Here sy stempel neer, en laat ek vandag vir jou sê, die fondamente van daai kamp is gelê binne die eerste aand, fantasties, 2-3 ure van praise and worship, en 'n fantastiese boodskap wat gebring is, en mense wat ingetree het en gebid het, en verskriklik mooi gepraat en gebid, en net, weet, seën gespreek het op mekaar, en joh, die Here is verheerlik, en dis al wat saak maak. Nou moet julle weet, ek is Vrydagoggend, 4:30 is ek al op, en toe ons nou klaar is, en drink 'n koppie koffie, en soos dit maar gewoonlik doen, borsel tande, trek jou pyjamas aan, nou gaan ons slaap. My liewe broer en suster, ek klim in daai bed, en toe stap ek in die doderyk in, 11:00, 12:00 in die nag, dat ek nie kan slaap nie. Nou moet julle weet, ek is al Vrydagoggend, 4:30, 5:00 op, en ek kan nie slaap nie. En ek is outomaties direk in die doderyk, en nou wat ek daardeur bedoel, jy kry manne wat indirek, hulle weet nie wat hulle doen nie, maar as hulle daar aan die slaap raak, is hulle in die doderyk. En dat ek vir jou sê, hulle het geen beheer daaroor nie, maar hulle snork vir jou,
dat die beddens bewe, dat ek vir jou sê, dit was omtrent 'n geween en 'n gekners van tande, en die vader weet die een klink of hy versmoor, die ander een het 'n title fight met homself, die ander ene raak lang stil, dan dink ek, o Vader, lewe die lewe die ou nog, maar dit is iets verskriklik, soos daai ouens snor, ek kan nie, ek is 'n baie ligte slaper, my gees is baie sensitief, en daar stap ek 100% teen 'n muur vas, en outomaties 'n geween en 'n geknerf van tande, dit voel of ek binne die doderyk sit, en soos ou Nehemia het ek 'n paar skietgebede na bo toe daar in my gedagte, wat ek sê, Here, het jy my hiernatoe gestuur om hier op 'n bed te lê, 'n bankerbed, en nou te kyk en te hoor hoe mense slaap, dit voel of ek in die doderyk is, dit klink soos daai plat honde wat die ou toe vir my verduidelik wat krokodille is, en jy weet as 'n krokodil sy eiers lê, as jy naby daai ding kom, dan knor hy soos 'n hond, weet hy maak daai gromgeluid, dis hoe dit klink binne daai huis, binne daai weet binne daai plek wat ons slaap, en ek dog, jy weet, daar so ure en 'n half daar gesit het, en ek is in 'n absolute sielestryd met myself, en wat God met my daar aanvang, wat is ek nou besig om te doen? Dan raak daai ou wat so snor, party van hulle raak stil, veral die een wat die hardste snork, en ek dog vandag vir myself in my hart, ons gaan nie môre bedien nie, ons gaan môre begrafnis hou, want hierdie ou is besig om dood te gaan voor my oë, en die Vader in die hemel weet, ek staan later op, want ek weet ek is besig om my tyd te mors, en julle moet nou weet, daai wêreld word ijskoud, verskriklik koud, maar gelukkig, deur die nag is daar goed wat jy nou water kan, jy kan gaan koffie maak daar, dis permanent, 24 uur, dan stap jy in die kerksaal in, of waar hulle die ding aanbied, en daar's genoeg tee, genoeg koffie, en genoeg koue om jou besig te hou, en daar sit ek, nou het ek 'n title fight met myself, wat is God besig om met my te doen, 1:30 op 'n Saterdagoggend, ek het nog nie 'n oog toegemaak, nie 'n bietjie geslaap nie, daar is geen ander plek om te slaap nie, en nou kyk ek hierdie wêreld in die oë, en ja, ek het daar vir 'n uur en 'n half met 'n hele klomp mense wat nie kon slaap nie, wat daar in en uit kom koffie haal, maar dit is koud, dat ek vir julle sê, dit is verskriklik koud, en op 'n stadium besluit ek, luister, ek gaan moet ander plan maak, want nou het ek nie my eie kar nie, as ek my eie motor gehad het, motor, het ek my sleutels gevat, die motor oopgesluit, die sitplekke plat geslaan, en ek slaap sommer in die kar, maar nou kan ek dit nie doen nie, want die persoon wat ek saam gery het, hy slaap, ek wil nie daar aan sy goed gaan krap, nou dink ek is 'n inbreker, wil sy selfone steel en goed, maar ons was 5 ouens wat gegaan het, en eventually besluit ek nie, okay, luister, ek gaan my kombers haal, ek gaan iewers te kyk, ek kan nie in die saal slaap waar daar gepreek, want dit is verskriklik koud in daai groot plek, en ek besluit, ek gaan kyk of ek vir my 'n badkamer, 'n toilet kan opsoek, wat ek sommer net daar myself in lekker dik komberse kan toedraai, sal ek nou maar daar kyk of ek kan, ek weet die ouens praat partykeer, jy vang gou so vinnig geslaapie, ek weet, ek kan nou nie by die woorde kom nie, en dan is jy sommer weer uitgeslaap, en ek gaan haal my kombers, en ek besluit, ek loop 'n bietjie rond, en ek kyk die situasie, en in daai groot kamp, waar hulle baie kinders akkommodeer, is dit soos veldskool en goeder, maar daar het hulle 2 badkamers vir die onderwysers, en ek sien hierdie ding, en ek sien, jy luister, hierdie badkamers, om oopmaak, is dit is verskriklik netjies, en modern, en skoon, en die voordeel is, jy kan die deur toetrek, en jy kan hom toesluit, en ek sê, hierdie ene gaan vir my werk, en ek lê my komberse op die platvloer neer, en ek lê daar, met my kop teen die muur, en nou probeer ek so half op 'n manier doen, wat baie mense sê, wat jou vinnig kan laat slaap, en so vinnig 'n slaapie vang, maar elke halfuur is daar ou wat deur die nag opstaan, al die kant van daai mense, baie van daai mense kom na daai einste badkamers toe om die toilet te gebruik, so elke halfuur is daar 'n ou wat klop, en sê, nee, jy kan nie inkom, dan dink hulle, jy's nou besig met toilet dinge, eventually is ek besig met myself, wat ek wil slaap, en hier teen 4:30, toe gee ek moed op, en ek dink vir myself, ek is in 'n title fight met die Here, ek kan nie verstaan wat soek hy my daar hê nie,
En ek begin al planne beraam, hoe gaan ek my vrou kry om my daar te kom haal, of Uber, of ek bel my broer of iets, iemand moet my kom haal daar, want ek kan nie daar slaap, ek is besig om my tyd te mors. En ek besluit toe, 4:30 staan ek op, en ek besluit, ek het nou klaar nie lekker geslaap, en nou wil ek gaan seker maak, ek stort, dat ek ten minste warm water, ek wil nie nog koue water ook hê, dan is my dag eers gemors. En weet julle, ek het klaar gestort, ek het weer tee of koffie gaan drink, en hierdie dinge laat gaan, en weet jy maar die oggend, toe ek nou klaar gestort, en het begin lig raak, nou vat ek my Bybel, na ek hoeveel grappe met die mense gemaak het, ons het so gelag en gespot oor die doderyk, en hoe die mense daar so met mekaar beklei in die nagte, dit geween en 'n geknerf van tande, en toe dit nou lig is, vat ek die Bybel, maar dit is nog steeds koud, en ek loop een kant toe, daar onder die bome, met hulle lekker plekkies waar jy kan Bybel lees, en die Here gee vir my hierdie skrif, ek wil dit so lees, kies dat ek dit so, ek wil dit so, hy gee vir my Jesaja 52 vers 7. Nou, mense wat die Bybel ken, sal besef en weet dat daai einste skrif ook in die Nuwe Testament voorkom, en dit is in Romeine 10:17, kom daai skrifie ook voor. Maar ons fokus op hierdie skrif, Jesaja 52 vers 7, toe ek nou my Bybel oopmaak, nou wil ek hier die Here met my praat, want ek is nie op 'n lekker plek, ek is moeg, ek is geïrriteerd, ek is geestelik moeg, ek kan nie verstaan wat soek ek daar nie. Maar eventually, weet 'n ou val ons nou maar in, en 'n ou wil nie slegte geselskap vir niks en niemand wees, en die Here gee vir my hierdie skrif. Ek lees dit vir julle, Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede afkondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Ek kry die skrif, en ek snap nie, en ek wag toe vir my vrou om ook wakker te word, dat ek nou met haar hierdie nuus kan deel, want ek wil hê iemand moet my jammer kry, veral sy, weet, dat sy kan voel hoe ek ook voel, en die Here breek daai woord vir my op, wat hy vir my sê, Koert, die rede hoekom jy nie kan slaap nie, die rede hoekom jy so onstig word, en hoe kan ek sê, ontwrig en onseenie word, ondraaglik gemaak word, dat jy nie kan slaap, want jy, is omdat jy 'n wag op die muur is, omdat jy 'n ligdraer vir my koninkryk is, en soos Paulus op die boot was, dat almal wat saam met hom op die boot is, onder die beskerming van God is, so gebruik die Here my, wat in my teenwoordigheid daar inbring, as 'n ligdraer, as 'n wag op die muur van God se koninkryk, vir al die mense, vir daai plek waar daar is, wat die Here sê vir my, Satan haat daai plek, Satan haat die spreker wat daar spreek, Satan haat die praise en worship span, Satan haat vir wat daar gedoen word, en hoe mense wat vars is in die geloof, wat nog melk drink in hulle geloof, en nie vleis eet nie, tot redding kom, en stikkende mense, wat absoluut die verwoesting van die lewe ervare beleef, het daar opeindig, en ons geloof, ons gebede, ons teenwoordigheid, bring die krag van die allerheilige God oor daai omgewing, en ons tree vir beskerming, ons is lig, die krag van God wat deur ons manifesteer, en mense, ek is sprakeloos, en ja, soos dit in enige konferensie gaan, jy weet, die Here het my geseën met baie wysheid, en een van my grootste uitdagings vir hierdie naweek was, om stil te bly, om my mond te hou, al het ek soveel wysheid, ek sien hoeveel foute gesê word, met dinge wat gesê, en die maniere, die pad wat hulle stap, daar was so 3-4 goed, ek dink as hulle my daar losgelaat het, het ek vir hulle gepraat het, hulle oor 'n tyd, en nie omdat ek so goed is nie, maar omdat ek self daar was, ek het 'n t-shirt in die kas, ek was self in my lewe, vroeg in my bediening op daai plek, die manier, die pad wat hy stap, en die dinge wat hulle glo, die dinge wat hulle sê, en hoe dit lyk as God jou smoor, as hy jou soos 'n vuur dood druk,
en hy begin die praatwerk in jou lewe doen. My liewe broer en suster, dit was een van die grootste uitdagings wat ek in my lewe gehad het, om op die kantlyn te staan, om agter te sit, om stil te bly en te ontvang, om bedien te word, terwyl ek gewoond is om altyd te dien, omdat God my geroep en bemagtig het. Maar ek is genooi. En wat 'n wonderlike voorreg om in 'n plek in te stap en die beste uit die hand van daai mense te kry. Absoluut gratis, sonder sent. Dit het ons nie 'n sent gekos nie. Die beste kos, 5-ster kos, 3 etes per dag. Jy kan jouself net indink, as jy na Aventura oorde toe gaan vir 'n naweek, wat betaal jy vir 'n gesin van 4? Hierdie mense akkommodeer 200 mense plus, absoluut vernietig gratis. En ek kon dit sien, ek kon dit ervaar en beleef hoe die seën van God oor daai geleentheid is. En hoeveel mense geskit is binne die eerste aand wat die fondamente gelê is van daai mannekonferensie. My liewe broer en suster, daar die Here vir my soveel kalmte en rustigheid gegee en hy het my geestelik en vleeslik soveel krag gee, my versterk. En deur hoeveel mense gewerk wat vir my Energize gekoop het, 'n bar, man, uit en uit, dan kom hulle by my en sê, jy gaan dit nodig hê, ou broer. Dit is nog 'n lang trek voor 10:00, 11:00 vanaand, en dan dink ek vir myself, dit is nog niks wat jy daar sê nie, ek wil vanaand weer slaap. Ek het nog 'n aand om deur te gaan. En ek dink vir myself, vanaand het ek 'n plan B. Ek gaan nie in 'n badkamer slaap nie, dis plan C. My plan B is, ek gryp die sleutels van die voertuig waarmee ons gekom het, en man, gelukkig ek ken die man baie goed, en hy wys vir my, hoe slaan jy die sitplekke plat, en hy sê, meneer, die kar is joune. Ek sê, nee, baie dankie, ek sal vashou in hierdie sleutels of dit my grootste skat is. Maar weet julle, daai oggend ook, nog voor ek die Bybelstudie gedoen het, gaan stort ek vroeg, 4:30, 5:00, want ek wil nou seker maak, ek stort ten minste, weet alright. En ek sit my horlosie neer, trek uit stort, en toe ek nou klaar afpak en klaar, toe gaan ek na die wasbakke toe, pak al my goed en ek loop, en om te gaan skeer. En weet jy wat, ek vergeet my horlosie daar, by die badkamers, dit was ook by die badkamers om waar ek gaan koffie drink, maar ek het my horlosie verloor, en ek het ook die horlosie as 'n geskenk gekry, is iets naby, dis iets moois wat die Here vir my gegee het, deur mense wat op 'n of 'n dag, hoe kan ek sê, oor see gegaan het, in Amerika, Texas gaan bly het, en so die horlosie is nogal bietjie, ek verafgod die goed nie, maar dit is vir my nogal iets spesiaals. En toe ek die horlosie nou verloor het, is dit nog in my Bybelstudie vir die Here sê, kyk, ek verafgod niks nie, en is in elk geval wêreld so goed materiële goeders, maar ek bid vir die Here, as iemand hom gevat of hom gesteel, dat die Here met daai persoon se hart sal werk, en ek vergewe die persoon ook, as hy hom nodig gered, as ek los dit in die Here se hande, hy sal oordeel, straf en vergeld, en ek bid vir die Here, as dit sy wil is, dat ek dit sal terug ontvang. En weet julle wat, 9:00 daai oggend, toe kom 'n man na my toe, hy sê vir my, ek ken jou gesig, en ek weet jy het iets gepraat van 'n horlosie wat verloor het, hier is jou horlosie terug. 'n ander ouetjie het gedink, ek is die persoon wat die horlosie verloor, toe bring hy dit vir my, en ek gee dit terug vir jou, en ek gee die Here die lof en eer, ek prys die Here daarvoor, want dit is vir my 'n wonderwerk, so ek het klaar my hart vrede gemaak, ek gaan dit nie hê nie, ek gaan dit nie terugkry nie, maar dit pla my ook nie, want ek het nog by die huis, ek het nog 'n horlosie by die huis, wat my vrou vir my gekoop het, en dis hoe ek vrede daarmee gemaak, toe ek hom terugkry, is dit vir my 'n absolute wonderwerk op sy eie, ek gee vir God die lof en eer, en so die liewe Here dit wil hê, as daar 'n persoon saam met ons, wat verskriklik swaar kry, wat arm is, en op daai spesifieke dag, het hy verjaar, en ek sê vir hom, weet jy wat, ek wil vir jou ietsie gee, ons het nou nie koek en koffie en persente vir, maar ek wil jou iets spesiaals gee, ek wil dit vir jou gee, maar weet jy, ek het in my hart klaar vrede gemaak, ek sou dit nie terugkry nie, so hierdie is vir my 'n wonderwerk op sy eie, en ek wil dit vandag vir jou deel, ek wil dit vir jou gee op jou verjaardag, en dan mag die Here se seën daaroor wees. Jy weet my liewe broer en suster, Vrydagoggend, voor ek na die kamp toe gegaan het in my Bybelstudie, het die Here vir my in die Bybelstudie op my hart gelê om 'n Bybel wat ek het, wat splinternuut is, saam met my te vat. Ek moet dit inpak. Ek het dit net ervaar, beleef, ook getoets, seker gemaak, en die Here sê, pak hom. Jy weet nooit wanneer jy hom nodig het nie. En ek pak die Bybel, en Vrydag aand, toe almal nou hulle Bybels vat vir die eerste byeenkoms, of hoe kan ek sê, die eerste
diens wat gelewer word. Dus sien ek, die ander man wat saam met ons gaan, het nie 'n Bybel nie. Baie verarme, mense wat baie swaar kry, ons mense kry baie swaar hier buite. Ek het baie deernis, want ek ken hulle nie persoonlik, hulle is wel in die kerk wat my genooi is, maar ek kry die man baie jammer, hy het nie werk nie, en 50 jaar oud, en ook, toes het sy verjaardag ook, julle kan dit nie glo nie, maar hy Vrydag aand druk die Here dit op my hart, ek vra vir die Here, jy het vanoggend vir my gewys, ek moet daai Bybel saamvat, ek gaan hom jou motor vir iemand gee, ek sê, Here, is dit hy? Is dit daai man? En die Here sê vir my, dis hy. En ek roep daai man toe ons uit daai byeenkoms uitkom, ek sê, weet jy wat, jy gee die eer vir die Here, ek voer maar net my instruksie uit, en hier is vir jou 'n Bybel, jy skryf die datum daar, jy sê nie vir my dankie, jy sê vir die Here dankie, want dit is kosbaar en iets spesiaals, wat die Here vir jou gee, want jy gaan hom nog baie nodig hê in die tye wat kom, en daai man was sprakeloos, op 50-jarige ouderdom, ten eers sy eie Bybel nie, en die Here gee vir hom 'n splinter nuwe Bybel, en hy is so opgewonde, maar nou ja, so die dag geloop, dis 'n Vrydag aand, Saterdagoggend, het ek nou klaar met julle gedeel met die horlosie, en tot waar ons kom, en ja, toe kom ons nou by die middag, ons eet, ons het 'n fantastiese dag gehad, dat ek vandag vir jou sê, die preke wat daai mense gelewer het, die getuienisse, die woord wat hulle gebring het, was in die boonste rakke, en weet julle wat, ek gaan met 'n verwagting daarna toe, al was ek nie baie lus nie, het ek gevoel, ek dis seker maar die verwagte, al het God my net gebruik om vir 'n man 'n Bybel te gee, en 'n ander persoon op sy verjaardag ook gelukkig te maak met horlosie, dan is dit nou 2 vlee met 1 klap, al 2 verjaar op dieselfde dag, wat 'n wonderlike voorreg om dit ook daar saam op 'n mannekamp te kan vier, skiet tog, wat 'n wonderlike voorreg, en daar gaan sit ons die Saterdagmiddag, weer eens vir nog 'n diens wat gelewe word, en daar kom gee God my lewensles. Jy weet my liewe broer en suster, en ek wil praat met elke dominee, pastoor, leraar, priester en profeet, ek wil praat met jou, wat 'n profeet is, of 'n evangelis, of 'n apostel, net soos ek, wat buite die mure van kerke beweeg, en selfs binne kerke, want ons wat voorstap, dink partykeer, ons is God se witbroodjies, en al moet weet, hoe geseënd ons is, en hoe bevoorreg is ons, wat God het ons uitverkies tussen baie, en ja, ons voel spesiaal man, en wat 'n wonderlike voorreg om deur God geroep en gekies te wees, en weet jy wat my liewe broer en suster, ons kom op 'n stadium wat 'n persoon praat, en hy vertel sy getuienis van hoe die Here hom verander het, hy was ook maar in die wildtuin gewees, en 'n verskriklike rowwe lewe gehad, en op 'n stadium, het hy sy getuienis gehad, en hy die hele mannegroep, by die palm van sy hand gehad, die mense het soos 'n spons, water opgesuig, soos hulle alles ingeneem het, wat uit daai man se mond uitgekom het, verskriklik professioneel, en met soveel liefde en trou, en bereidwilligheid, en met absolute, ek wil sê goddelike liefde, wat hy daai woord na ons toe bring, wat hy vertel vir almal, hoe hy tot inkeer gekom, maar hy was ook maar 'n onperfekte mens, wat 'n perfekte God aanbid en dien, en hy het 'n getuienis gelewe, wat ek glo tot vandag toe, nog jarelang in mense se harte sal hê. Hy het op 'n stadium, dit was sy getuienis, en toe begin die hele situasie draai, en dit is waar my lewensles ingekom het, dit is waar God met my gepraat, dit wat God vir my kom leer het, en weet jy wat het gebeur? Hy het op die einde van die dag begin getuig, wat God deur hom doen. Baie belangrik, ek ook. Ek is nie ene wat met al die wonderwerke wat ons sien, wat God mense genees en bevry, ek loop nie met daai goed op my skouer rond, en ek neem nie video's en die hele wêreld my prys en worship van hoe goed ek is, ek loop nie met daai goed op my mou nie. Al wat ek leerstellings daarvan maak, is wanneer die Here vir my sê ek moet dit doen, en dan toets ek dit voor ek dit uitskies, so God se seën is daaroor. Maar baie keer as ons uitbeweeg, wat jy mense gaan beraad en dien in verskillende dorpe en stede, en waar die Here jou ook al stuur, is jy baie geneig om jou getuienis te verduidelik en te vertel, maar jy's ook geneig om
te begin getuig van wat God deur jou doen. Nou luister baie mooi. Hierdie spesifieke persoon en nog baie ander wat gepraat het op die einde van die dag in baie gevalle hulle eie persoonlike getuienis gedeel, en ons sit nou op die agterkant, ek sit op die kant van die sale, dis ek word nou bedien, ek dien nie meer nie, verstaan my punt, ek word bedien, en ek sit daar en ek toets die woord met die woord, en ek maak seker, ek toets die gees wat met my praat, en op die einde van die dag, kom het nou wat hierdie persoon getuig wat die Here deur hom doen, en ek verstaan sy hart, ek verstaan waar hy vandaan kom, ek ken die bedoeling van die hart. Jy weet my liewe broer en suster, hy het op 'n stadium toe praat hy van sy huwelik en hulle het so 'n pak hondjie, jy weet daai paks met hy het nie regtig gesnoet nie. En hulle noem die hond Krummels. Kyk dat ek vandag vir sê ek het gelag. Maar op 'n stadium soos hy nou praat van sy huisgesin, sy familie, eendag toe ry sy vrou met sy kinders in die motorhuis of in die garage en hulle ry bo die pak, hulle ry bo Krummels. En sy vrou bel vir hom en sê vir hom, luister, hier's moeilikheid, hulle is in trane, hulle skree en hulle huil, want bloed kom by die mond en agteruit en alles, die hond is kusboude, sy het nou met die kar bo die hond gery. En toe hy eventually nou daar by die huis aankom, gaat hy na sy skoonma se huis toe, en daar lê ou Krummels. En hy weet nie om hierdie situasie te hanteer nie, en hy sê, hy bid toe tot die Here, en vra vir die Here nou, hoe nou, want hy wil hom nie net veearts toe vat, die veearts vat eers R10,000 van jou, en dan sê hy vir jou, hy kan jou nie help nie, verstaan my punt, dit is verskriklik duur, mense word uitgebuit op sulke plekke, so, ja, ek dink dit was 'n baie wyse besluit om te sê, nee, ek gaan nie veearts doen nie, want die hond is klaar, die tekens is teen die muur, en die Here sê vir hom, bid vir die hond, bid vir Krummels, en hy draai om en hy sê, Here, het jy gesien hoe lyk Krummels? en die mense het so uitgebar van die lag, wat die manier hoe daai man dit gesê het, ek kan verstaan, dis asof hy sê, Here, het jy gesien hoe lyk die hond? Maar eventually luister hy wat die Here sê, die kinders, weet, hulle kry olyfolie, die kinders salf hulle hande, die vrou en hy, en hulle bid vir die hondjie, vra vir die Here, dat die Here die hondjie moet genees, en hulle hande nou salf, so ek neem aan hulle die hondjie ook gesalf, of whatever, en hulle trek die deur toe, en hulle gaan nou maar slaap die aand, en dan vroeg daai oggend, toe is hy eerste op, en toe vat hy nou maar die kans om te gaan kyk, hoe gaan dit met ou Krummels, of hy nog aan die lewe is, en toe hy so aanstap na die deur toe, wat toegetrek is, toe hoor hoe krap die hondjie teen die deur, en toe hy die deur oopmaak, waai die sterkie goed, toe die Here daai hond genees, en wat 'n fantastiese getuienis, maar, van daar was daar nog 'n hele paar ander getuienisse ook, nie net van daai persoon, daar was ander mense ook, wat getuienisse gelewer het, en weet jy wat leer ek daaruit, weet jy wat, die Here sit my op die kantlyn, op die agtergrond, in die kantlyn, om te hoor, hoe klink dit, as jy begin getuig van wat God deur jou doen, die bedoeling van die hart is so opreg, ek verstaan waar hulle vandaan kom, want wanneer ek na mense toe uitgaan, dan getuig ek, en jy weet, jou Here doel voor oë is om vir mense te sê, hallo, die Here doen nog steeds hierdie tipe goed, Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, die Here dryf nog steeds demone uit mense uit, die Here genees nog steeds mense met kankers en blinde darmes, en wat is siektes daar, vir God is niks onmoontlik nie, so ek ken die bedoeling van die hart, omdat ek self in die bediening staan, en baie mense wat vandag na my luister, meneer dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, apostel, evangelis, weet jy wat leer die Here my deur dit? Dat daar waar jy begin getuig, van wat die Here deur jou doen, vat jy die eer van God op jouself. Jy sit jouself op 'n stadium in jou lewe, as jy dit doen, op 'n stallasie, amper op 'n troonstoel, wat jy die eer vir jou vat, wat die mense begin opkyk, opkyk na jou, en dink, hierdie ou het groot saam, hierdie ou is God se witbroodjie, hierdie ou kan dinge laat gebeur, en op die einde van die dag, vat jy die eer van God op jouself, want dis wat jy soek, dis hoekom jy dit vertel, want jy wil deur daai mense moet besef hoe goed jy is, en hoe geseënd jy is dat die Here jou geroep is, en wat God deur jou doen, en in jou hart, in daai persone se hart, is dit nooit hulle bedoelings nie. Ek verstaan 100% wat hulle probeer doen, want ek is self daar, maar hierdie keer sit ek agter
in die saal, ek sit op die kantlyn, ek hoor hoe klink dit, en outomaties sit jy jouself op 'n troonstoel, en jy vat God se eer vir jouself. Jy weet my liewe broer, suster, die Here sit op my hart om te besef en weet, dit is nie vir jou, dit is nie vir my, om oor sulke goeders te getuig nie. Want die mense wat daai wonderwerke ontvang, dis hulle reg, dis hulle getuienis om te lewer. Hoorie wat ek vandag, daai reg kom hulle toe. Want as jy dit doen, soek jy die eer van die Here op jouself. Jy vat God se eer weg. En wat sê om Angus Bach en alles? Nobody takes the glory, takes the glory of God. Jy moet nooit aan die eer van God vat nie. En weet wat, indirek doen jy dit. As jy begin vertel vir almal wat God deur jou doen, dan word jy later jou eie God. Dit is nie jou bedoelings nie, maar dis hoe mense jou sien. En dis hoe mense my sien, dis hoe ek myself sien in 'n spieël met die mense wat voor my praat. Daai testamente, daai getuienisse van wat die wonderwerke wat God in daai mense se lewens doen, is outomaties in hulle hande. Hulle sal dit outomaties begin getuig. Hulle sal vertel wat die Here deur jou gedoen het. Jy hoef nie daarvan te getuig nie. En weet jy wie kry die eer en erkenning daarvoor? Jesus Christus en ons Vader wat op die troonstoel sit. Hulle kry die eer en erkenning daarvoor. En weet jy wat, so onskuldig vat baie van ons soms die eer op onsself. Verstaan my punt? Indirek, jy vra nie daarvoor nie. En weet jy wat, as jy jouself so opblaas en almal kyk op na jou, en almal is bly vir jou, en almal kyk jou so aan, en almal sien, Here, ek luister hierdie ou. Hy het baie seën oor sy lewe, maar God het nie witbroodjies nie. En weet jy wat, daar waar jy begin in die lug loop, tussen die wolke, wat jy begin dink jy is God's gift to people, en jy is die enigste ene, en jy is die meneer, en mense moet opkyk, mense moet voor jou voete val, want jy het al die antwoorde, jy het die salwing, jy kan enigiets doen, en begin hulle jou later veraf God, en nie meer die God nie. Verstaan my punt, hulle aanbid later die skepping, in plaas van die skepper, en dan vat jy outomaties die eer van die Here weg. En kom ek vertel jy iets, dit het my soos 'n plank teen die voorkop geslaan, om vir 'n slag dit deur ander oë te sien, van die kantlyn af, van agteraf, en nie te kritiseer nie, maar om te besef en weet hoe klink dit. En my bedoeling van die hart ook, is om uit te gaan en mense te getuig wat ons sien, wat die Here doen, hy lewe, hy beweeg, hy manifesteer, hy maak ons steeds genees, en ons gaan nie sy hande vasbid nie, ons gaan nie limite aan sy grootheid stel nie, maar daar waar jy God se eer vir jouself vat, noem ou dit geestelike hoogmoed. Geestelike hoogmoed, wat indirek, God weet, dis nie direk, is nie aspres nie, vat jy God se eer op jou. En my liewe broer en suster, dis 'n lewensles wat ek geleer het op hierdie kamp, wat my soos 'n plank tussen die oë geklap het. En ek het die Here net dankie gesê, en ek het gaan getuig, ek het vir mense gesê, ek het gekom met 'n verwagting, en vandag kan ek vir julle sê, dit is wat ek hier uit kom vat het. Daar was baie geleenthede in die verskillende preke oor die naweek, wat ek oor sekere goed nie saamgestem het nie, en met die mense wat rondom is, wat God hulle saam met my geplaas het, het ek vir hulle verduidelik uit die woord uit, hoekom stem ek nie saam nie, en hoe die Here my kom leer, ek deel dit, daar is nie geweer teen hulle koppe om dit te aanvaar nie, maar ek kan hoor wat ek spreek, en die impak wat ek lewer in hulle harte, en dan begin hulle deur God se oë na die groter prentjie kyk. Maar weet jy wat, my liewe broer en suster, toe ons nou daar klaar is, nou is nou klaar, laat 10 uur, half 11, 11 uur, borsel maar weer tande, trek maar die pyjama broeke aan, en daar gaan ek weer terug, na die doderyk toe, en ek lê daar op die bed, en ek besluit dit, weet jy wat, ek moet 'n kans vat, ek moet die Here vertrou, dat dit vanaand beter sal gaan, want die deurbrake was ongelooflik oor die naweek so ver, dit is Saterdag aand, en weet julle wat, ek het nog so 'n uur, seker maar bietjie rondgerol, en iewers along the line het ek weggeraak, en ek het omtrent seker 'n uur of 'n uur en 'n half geslaap, en toe staan ek op om badkamer toe te gaan, toe sien ek is 2:30, en toe ek weer terugkom in die kamer, toe raak ek weer weg, en net so voor 5, toe ek wakker, toe sê ek, hierdie keer gaan ek weer hardloop, 'n stort werk vir my om 5 uur, maar dit is koud, dit is baie, baie koud,
Want toe het ek 'n uur en 'n half of 2 ure of 3 ure geslaap en ek het my geestelike krag en my vleeslike krag het ek teruggekry. Die Here het my versterk en hy het my genoeg rus gegee en genoeg bemagtig en ammunisie gegee om daai volgende dag deur te trek. Het ek vandag vir julle sê, en toe ek nou klaar is en klaar gestort het, toe gaan ek weer op my Bybelstudie en ek gaan sit weer daar aan die son een kant, daar op 'n plekkie en ek lees my Bybel. En weet jy wat gee die Here vir my? Hy gee vir my dat ek dit vir julle lees. Hy gee vir my die oggend toe my Bybel oopmaak, gee die Here vir my Jeremia 27 vers 19 tot 22. Ek gaan dit vir julle lees. So sê die Here, die Almagtige, van die pilare en die waterbak en die staanders, van al die ander voorwerpe wat nog oor is in hierdie stad, van alles wat koning Nebukadneser van Babel nie saam met die koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, en al die vername mense uit Juda en Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het nie. Dit sal na Babel toe gevat word, en dit sal daar bly, tot ek, met 'n hoofletter, dit weer onder my sorg sal neem, sê die Here. Dan sal ek dit gaan haal, en terugbring na hierdie plek toe. Dit is wat die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê, van die voorwerpe wat nog oor is in die huis van die Here, en in die paleis van die koning van Juda, en in Jerusalem. En ek kyk na hierdie skrif, raak stil, bid, bel my vrou, sy is sommer vroeg wakker daai sonnagoggend. Ons praat oor dit en ons raak stil daaroor. En weet jy wat is die uitklaring wat die Here vir my gee vir daai skrif? Hy wys vir ons is in moeilike tye. Ek is in moeilike tye. Jy wat vandag na my luister is in moeilike tye. Ons landsgenote is in moeilike tye. Ons land is in moeilike tye. Dit gaan moeilik hier buite die wêreld, gaan dit moeilik, ons sien dit. En wat die Here deur hierdie skrif vir my wys, dit gaan nog moeiliker word. Hy wys vir my, jy kan maar vir die mense daar gaan sê, vir die ouens saam met jou, dit gaan moeilik, nee manne, dit gaan nog moeiliker gaan. Maar die Here wil hê ons moet ons oë op Jesus Christus gefokus hou. En maak nie saak wat die golwe van die lewe, die aanvalle van Satan na die tafel te bring, jy haal nie jou oë van Jesus Christus en sy koninkryk af nie. Die oorwinning is klaar ons in, maar tyd is in God se hande. En kort en kragtig deur daai skrif wys die Here vir my, ons is nog lankie klaar, ons gaan dit pad stap, dit gaan moeilik gaan, hier kom moeilike tye in ons land. Maar ons moet gefokus wees op Jesus Christus. En ek prys die Here, ek loof die Here, doen al my goedjies wat ek doen, ek maak my Bybel toe, maar terwyl ek so bid en Bybel lees, sien ek daai einste man vir wie ek die Bybel gee, hy's op en af. En hy hou my dop, dis asof hy kom kyk hoe ver is ek, en dan loop hy weer, sien hier kom hy weer, dan kyk hy. En toe ek hou dit in die hoek van my oë, ek is baie observerend wat om my aangaan. En toe ek eventually weer terugstap na die manne toe, dat daar nog 'n hele klomp ander ouens ook daar, wat nou al daar sit te gesels oor die naweek, en ou leer mekaar ken, jy leer eintlik, jy ontmoet soveel wonderlike mense, en broers in die Here Jesus Christus, wat lief is vir Jesus Christus. En hierdie ou, toe ek daar kom, ek sê vir hulle wat ek uit die Bybel uit ontvang het, wat die Here op my hart druk, ek kan dit met hulle deel, ek het toestemming om dit met hulle te deel, ek vertel hulle wat die Here gesê het. En toe ek die Bybel wil gaan bære, toe vra hierdie ou wat my so dopgehou het, wat vir wie ek die Bybel gegee het Vrydag aand, toe vra hy vir my, sal ek omgee om vir hom te bid, kan ons iewers heen gaan, dan kan ons bid. Ek sê nie, ons gaan nêrens heen nie, ons bid sommer net hier. Maar laat ek vir julle sê, toe vat die Gees van God in my lewe oor. En ons het almal, daar was seker 10, 15 ouens wat hande gevat het, ek het op my knieë gegaan, en die een woord na die ander het oor my lippe gespoel, en ons het daai plek aan die brand gebid, die krag van God, ek het dit in my lewe lank klaar ervaar en beleef, soos op Sondagoggend, ek het daar opgestaan, ons het gaan ontbyt eet, en soos ek loop, voel ek die Gees van God, dit is die krag van God oor daai plek, geëet, my liewe broer en suster, toe ek in daai kerk instap, of in die saal waar hulle hierdie kamp aanbied, hy vat so 450 mense, maar ons is so 200 ouens, maar hy sit lekker gemaklik, groot, as 'n massiewe saal, is groter as 'n tennisbaan. Ek het in my lewe, my 13 jaar lank klaar, die Gees van God so sterk in 'n plek
voel, beweeg, ervaar en beleef. Ek was sprakeloos. En toe die laaste diens begin, en daar is sekere goeters gesê wat ek nie altyd mee saamstem nie, en 'n sekere rigting oor 'n onderwerp wat hulle praat wat ek nie saamgestem het nie, hulle het 'n pad gevolg en aanbeweeg, maar die hele tyd druk dit in my hart, ek moet praat, want daar's 'n hele paar ouens wat meer vet en vleis op die vuur gooi, en hulle manier van hoe hulle Christendom sien, en hoe hulle die Bybel lees, na die tafel toe bring, en dit druk op my, dat ek vir julle sê, daar waar ek sit, is ek in 'n massiewe groot sielestryd, want ek was in 2015 op dieselfde plek, en nou dink ek vir myself, weet, as ek nie praat nie, dan is daai mense se bloed op my hande. God het niemand van ons as regters oor 'n ander een aangestel nie, en almal van ons is geregtig op ons opinie, en op 'n of ander dag gaan dit mos nou nie oor jou opinie of oor my opinie of oor Satan se, dit gaan oor God se opinie, dit gaan oor die mense met die waarheid hoor, want ek wil nie mense se bloed op my hande hê nie, en ek wil nie huis toe gaan, en ek besef en ek weet, ek het daai mense laat gaan, die mense is geregtig om die waarheid te ontvang. Here, ek maak my Bybel oop, net laat die Here met my praat in my gees en my hart, terwyl ek daar sit, laat die Here vir my tekens gee, ek vra vir die Here vir tekens, niks van daai tekens val in plek, dat ek vir die Here toestemming vra, wil hy ek moet praat of nie, ek kry nie antwoorde nie, maak my Bybel oop, ek kan nou nog eers onthou waar ek oop, maar toe ek oop maak, toe kom dit daarop neer, van Jesus Christus, met die Fariseërs en die Sadduseërs, wat hom, hoe kan ek sê, daar waar hy gepraat het, hulle het hom as 'n massiewe groot bedreiging gesien van die kerk, en hy's besig om in hulle slaai te krap, en hy's daar om hulle te openbaar vir hulle valsheid, en hulle skynheiligheid, en hoe hulle hom vervolg het, en begin planne beraam het om hom aan 'n kruis vas te kap, om hom uit te kry, want hy's 'n probleem vir hulle, en oor dit vlees kyk in geestelik, maar ek gaan nou nie daar toe nie, maar ek het die Bybel iewers te oop gemaak, wat ek daar uitgekom, wat die Here eintlik vir my kort en kragtig, net daar waar ek gelees het, vir my gewys het, jy weet wat, as jy nou moet praat, gaan jy massiewe groot vervolging kry, baie, dit gaan nie baie goed afgaan nie, en jy gaan baie opstand veroorsaak, en daai mense, heel moontlik, die mense wat dit aanbied, en ongeloof bring, en hulle eintlik maar onder die bus ingooi, en eintlik al die werk van die naweek verneder, dit is nou maar wat ek later by mekaar gekry, maar ek sta later op, terwyl hulle daar aangaan, ek gaan buite toe, want nou wil ek toets, ek wil nie daar loop, en ek het nie gepraat, en die Here wou gehad het, ek moes praat, want dit is, nou Jeremia 1, vers 17, en wat is dit, Esegiel 3 vers 18 tot 21, en 1 Timoteus 5:20, is hier met my kop besig, ek moet praat, anders is jou bloed op my hande, en as ek nie praat nie, dan sal God my voor hulle verpletter. Nou is ek met al die goed in my kop besig, en ek besluit, luister nie, ek kry nie lekker die bevestigings wat ek wil hê nie, ek wil 'n derde bevestiging kry, en ek bel my vrou, ek stap by die plek, ek sê, hey, nou moet jy vir my stil, nou moet jy op jou knie val, nou moet jy bid, nou moet jy vir my mooi vertel, want dit wat ek sien, dit wat ek kry, so wys die Here vir my, ek moet nie intree, ek moet nie praat, ek moet stil bly, en ek het skrifte gekry, ek het vir hoeveel bevestigings dat die manne wat langs my sit, uit hulle eie uit moet vir my sê, Koert, praat as die Here dit op jou hart sit, en dit het nie so uitgewerk nie, en ek sê vir my vrou, dat die Here het al daai Saterdag aan vir my gewys, dat ons is gaste daar, ons is gaste op 'n ander man se tafel, ons is uitgenooides, ons is genooi na die, hoe kan ek sê, na die maaltyd toe, en daai mense het ook gevas, hulle het ook gebid, hulle het ook tyd saam met die Here spandeer, om op die einde van die dag hierdie tipe produksie, die naweek mannekonferensie wat hulle daar aangebied het, op die tafel te sit. Dit is nie my plek nie, ek is 'n gas daar, en ek sit op 'n ander man se tafel, en ek moet dit respekteer. Ek vertel dit vir my vrou, terwyl ons so praat, en wag op die Here vir antwoorde, wat ek seker maak, en my vrou sê vir my, jy het sopas jou eie antwoord, die Here het dit al Saterdag aand vir jou gegee, jy is 'n gas, jy sit op 'n ander man se tafel, jy is as gas uitgenooi, absoluut verniet, en jy is by 'n bruiloftfees, kan jy maar amper sê, dat jy die beste kry, die beste kos, die beste verblyf, jy weet, alles is van die heel beste,
En hulle is nie perfekte, hulle is onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien. En net soos ek gaan hulle ook eendag voor God rekenskap moet gee, as hulle toegelaat het dat die menslike faktor in beweeg, en wat hulle alles, jy weet wat hulle nie seker maak van dit wat hulle praat, en eintlik baie skade bring, verdeeldheid en baie mense diskrediteer, wat nie daar is om hulle self te verdedig nie. En dit is wat die Here toe aan my tafel bevestig, jy sit op 'n ander mens se tafel, op 'n ander man se tafel, respekteer dit. En weet jy wat, dit was vir my die derde bevestig, ek het ingestap, teruggesit en ek het my mond gehou, want ek kan vandag vir julle sê, as ek die mikrofoon daar gevat het ek die hok geskud daar. Maar outomaties, ja, ek sou die wysheid hê wat God vir my geleer, maar ek sou soveel kwaai vriende gemaak het, ek sal soveel ongeloof na die tafel toe gebring het, en ek sou dit eintlik die hele situasie bederf het. En jy weet wat, stil bly is ook 'n antwoord, ons moet dit in God se perfekte wil en tyd sê, en deur dit alles, met die hier en daar, wat 'n ou, weet jy altyd met alles saamstem nie, moet ons God kan vertrou, dat hy as regter die oordeelstraf en vergelding kan doen, en ek het vir die Here ingetrek, ek het gebid, vergewe daai mense vir dit wat hulle kwytraak, en Here, ek pleit by U, dat U deur die krag van die Heilige Gees, die gedagtes in hulle harte met hulle sal praat, of hulle wys waar hulle foute maak, want op die einde van die dag, indirek, hulle kom dit agter, die beklei hulle eintlik vir U, en is hulle op die einde van die dag verantwoordelik na skering en twis en verdeeldheid in die een liggaam van Christus. Hulle is deel van die probleem, as jy so praat en optree. Ek wil nie regtig gaan in die onderwerpe waaroor dit gegaan het nie, maar weet julle wat, ons het daar opgestaan, ek het my woord weer gebreek saam met die manne wat same is, ons het nog so, toe ons in die motor klim, in die kar terugry, het ek nog so 0:30, 45 minute geprofeteer wat die Here op my hart lê, en toe het ek dit laat gaan, en dit vir die Here gegee, en ek het loshandig geslaag, met 'n massiewe groot uitdaging, en gat, en toue wat Satan vir my kom span het, en ek wil vandag vir jou sê, dit wil ek vir jou sê, meneer apostel, meneer profeet, meneer evangelis, leraar, priester, profeet, skrifgeleerde, profetes, wat jy ook al is. As jy as gas uitgenooi word na 'n ander man se tafel toe, dan respekteer jy hom. En as hy die geleentheid gee om te sê, jy is welkom om te praat, maak nie saak wat jy sê nie, as ek verkeerd is, steek ek my hand op en ek vat verantwoordelikheid, maar die Heilige Gees in jou gees en jou hart praat, wil ek jou daai geleentheid gee om jou saak te stel. Dan was dit 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit was nie my plek om voorbarig te wees aan die tafel wat hulle gelê het nie. En vandag het ek massiewe groot lewenslesse daar uitgeleer, en ek leer dit vandag aan jou, om te getuig van wat God in jou eie lewe gedoen het, toe jy tot bekering gekom het. Daar's niks verkeerd daarmee nie, maar as dit kom by wat ons, hoe kan ek sê, getuienisse lewer, van dit wat God deur ons doen, tot verskriklik versigtig wees, dat ons nie die eer wat aan God behoort vir onsself vat nie. Never takes God's glory. Angus Bach leer dit ook vir ons, hy leer dit altyd, en so kom, weet, so word die woord met die daad gestaaf en bevestig. Ek het ook voor die Here geval en sê, Here, ek het nog nooit met daai tipe goed op my mou rondgeloop nie, maar as ek verantwoordelik is, as ek skuldig is aan so iets, miskien as ek uitgaan en beraad en bedien en mense sien reg oor Suid-Afrika, wat ek daar in 'n huis sit en hulle vertel wat ons ervaar en sien hier buite, as dit dan so voorgekom het die Here geweet, dit was met 'n opregte hart, dit was nie daar om indirek God se eer vir myself te vat, maar ek het die Here om verskoning gevra. En as daar enige geestelike hoogmoed is wat saam met dit loop, vra ek vir die Here om elke stukkie daarvan in my lewe af te breek. My liewe broers en susters, luister mooi vir my. Christendom gaan nie oor jouself, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. Dit gaan nie oor onsself nie, minder van jouself, meer van God. En kom ek vertel jy nog iets wat op my hart gekom het terwyl ek daar sit, wat ek in my gees en my hart vir God sê, Here, ek sien nie kans, as dit ooit, jy luister mooi,
hierdie werk, terwyl ek daar sit op die kant en ek kyk wat hierdie manne doen, dan besef ek met wat 'n groot, massiewe groot verantwoordelikheid kom hierdie werk. En dit is baie maklike 'n struikelblok in iemand se lewe kan wees. Jy kan veroorsaak dat daar dwaalleer versprei. Jy kan veroorsaak dat daar verdeeldheid en skeuring kom, dat baie mense hulle geloof in God verloor. Want maak nie saak hoe hulle gedoop is, nie maak nie saak hoe hulle wat ook al gedoen het in hulle lewe nie. Hulle het by jou plek opgeëindig met verkeerde doop en al volgens jou wil, volgens jou siening, volgens dit wat jy op die tafel daar sit. En weet jy wat ek sê vir die Here, ek besef met wat se groot verantwoordelikheid. Jy weet, ek het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God. En ek pleit by die Here, ek sê Here, ek praat hard dat die getuies van die hemel en die hel hoor wat ek sê. As dit nooit in jou bestaansreg as God skepper van die heelal, as dit nooit jou perfekte wil en keuse is, dat ek ooit in my lewe soos hierdie mense voorstaan, of soos om Angus Baggen voorstaan met byeenkomste, die Here moet dit nooit ooit toelaat in my lewe nie. Moenie laat ek daar opstaan en daar opstap en my naam met 'n plank slaan en myself verneder en u naam diskrediteer en almagtige God jou naam in oneer bring. Jy moet dit nie toelaat nie. U is in volle beheer van elke aspek van my lewe, omdat ek die hoofpriester is van my eie tabernakel, my eie tempel, my eie liggaam, is dit my keuse. Spreuke 18:21 om die drie-enige God te aanbid en dien, Vader, Seun en Heilige Gees. En Jesus Christus sit op die troonstoel van my hart. Ek is nie daar om myself eer te gee in hierdie situasie nie. Ek pleit by God. Here, jy sit my nooit in die skoene van hierdie mense. Nooit, ooit, as dit nie u perfekte wil is nie. Nie toelaatbare wil nie. Verstaan, dit kan nie mensgemaak wees nie. Want jy kan nie voorberei op so iets nie. As jy daar voor staan, is dit God wat deur jou moet spreek. En jy vat dadelik groot verantwoordelikheid as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Dit kom met massiewe groot verantwoordelikheid. Want die woord sê in Jakobus 3:1, nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word. Ons gaan 'n prys betaal, meneer, mevrou, as jy in die naam van die Here praat en optree. God het jou nie opdrag gegee nie. Jy gaan 'n prys betaal. Lees Matteus 13 vers 40 tot 43, as jy verantwoordelik is dat mense in sonde val, en dat hulle van God afvallig raak, en gaan kyk, hoe gaan die engele uitgestuur word, waar daar skeiding gebring word, tussen lig en duisternis, wat God, die wat nie geroep is, die gaan uithaal, mense wat vir ander mense struikelblokke was, wat hulle laat dwaal, dat hulle 'n geloof verloor. Jy gaan pas staan daarvoor, my liewe broer, suster. En ek het nog altyd gesê, baie mense, jy sien nie, ek hou konferensies en kampe en seminare en kampe en allerhande byeenkomste, en jy sien dit nie, weet jy hoekom? Baie maklik, ek het nie opdrag nie. Die dag wanneer jy hoor, ek roep 'n byeenkoms of 'n seminaar of 'n kamp of byeenkom, wat dit ook al is, so waar dit van haar God in die hemel is, die Here kan my van hierdie aardbol afvee, my vrou, my kinders, ons hele lewe verwoes, as ek 'n ding roep, wat nie deur God gestaaf en bevestig, daar's nie 'n manier wat ek dit sal doen nie, my liewe broer en suster. Dit kom met massiewe groot verantwoordelikheid, en jy gaan pas staan vir elke woord wat uit jou mond uitspoel. My liewe broer en suster, dit kom met groot, massiewe verantwoordelikheid. En ek het vir die Here gesê, Here, as dit nie jou perfekte wil is, dat ek ooit in my lewe daarvoor staan nie, moet dit nie toelaat nie. Ek wil in jou perfekte wil en weer wandel, nie in jou toelaatbare wil nie, in jou perfekte wil. Ek wil nie woestynwêreld toe gaan nie. Ek wil daar staan, omdat jy vir my opdrag gee. Ek wil jou gaan verheerlik, nie myself nie, minder van myself, meer van jou. Help my. Here, as dit nie wil is nie, moenie dat ek ooit my voete daar sit nie. Nie my eie ek nie Satan nie. Ek wil daar, as ek ooit daar opeindig, as dit die Here se wil is, kan jy maar weet, so waar God is, in die hemele, dit is 'n opdrag van God af. Dit gee ek vandag. Ek wil nie my woord gee nie, want jou woord is jou eer. Die Here sê, dat jou ja wees en jou nee. Alles wat meer as dit is, kom van die bose. Ons mag nie ete vir belofte maak, dat jou ja wees, jou nee. En, ek wil nie my woord gee nie,
Maar ek kan vandag vir jou sê, as jy in die naam van die Here praat en optree, God het jou nie opdrag gegee nie. My liewe broer en suster, dit kan jou in die hel laat beland. Ek het soveel eerbiedige vrees, liefde en respek vir God. En ek wil nie op die einde van die dag, 'n week of 'n maand of 'n jaar of 10 jaar later besef wat 'n nonsens ek gepraat het en wat 'n nonsens ek aangejaag het, en jy sien nooit weer daai mense nie. En jy weet nie wat van hulle geword het nie. Dit kom met groot verantwoordelikheid, meneer. En jy moet altyd dit wat uit jou mond uitspoel met die woord kan staaf en bevestig, en jy moet dit met God kan staaf en bevestig. Seker maak. Jy weet, my liewe broer en suster, ek is 'n snaakse mens. Maak nie saak of ek in kerke sit nie, maak nie saak of ek by konferensies of by einkomste of seminare of wat jy die goed alles noem nie. Ons is deel van die een liggaam van Christus. Christendom gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor iemand anders. Ons is saam in 'n span, in 'n eenheid. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En die woord sê in 1 Korintiërs 12 26, as eenheid lei almal saam. So om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Okay. So God, dit wat jy daar praat, as jy daar voor staan, toets ek. Ek toets dit wat deur jou mond spreek. Ek toets jou gees. En ek kyk of dit mensgemaak is en of dit geestelik is uit die hemele uit. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. My liewe broer en suster, ek bid oor baie dinge. Nou voor ek my voete op daai lodge gesit het, het ek klaar geweet of daai ou geroep is of nie geroep is nie. Dis so ek myself voorberei. Maar op die einde van die dag, dit kom met groot verantwoordelikheid. En jy moet kan toets. Jy moet kan seker maak. Die Here gaan nie vir die ou wat daar voor staan iets sê in sy kamer, en vir my op die ander kant van die lodge iets anders te nie. Want weet jy wat, daar waar ons in die kerk of in die saal by mekaar kom, gaan daar twis kom, daar gaan verdeelde, daar gaan skeuring kom. God se Heilige Gees praat nie uit 2 monde uit nie. En dis die vinnigste wat ek enige valsheid of enige dwaal sal openbaar. Maar dit wat uit my mond uitkom, gaan ek met die Bybel 100% staaf en bevestig, meneer, mevrou. En so gaan ons almal voor die Here staan. Ek kan vir julle sê, hierdie werk kom met verskriklike groot verantwoordelikheid. Ek wil vir Sediba Kwela Lodge 5 ster gee, vir fantastiese diens, hulle personeel, hulle kos, die manier hoe jy ontvang word, jou storte, jou toilette wat skoon is. Ek wil die mense, die praise and worship span, 100% fantasties, was 'n eer en 'n voorreg om saam met julle die Here te loof, eer en te prys. En selfs die sprekers ook wat daar opgetree het. Indirek, ek ken julle bedoelings, wat ek is self in die bediening, maar jy kan so baie vinnig jouself op 'n installasie sit en die eer en erkenning vir jouself gee en dit wegvat van die Here af. Mens moet so versigtig wees. Ek noem geen name nie. Ek is nie daar om julle te diskrediteer. Ek is eerder daar om vir julle te bid, want ek is lief vir julle. En as een lei almal saam, daar waar Satan op julle trappe op my, so op my trappe op ons geloof. En as op ons geloof trappe op ons God, en dit gaan nie gebeur nie. Ek wil hê, hierdie tipe mannekampe moet van krag tot krag gaan, want ons het dit nodig. Want ek wil sê, of jy 'n maand 'n Christen is, en of jy 5 maande of 30 of 40 of 50 jaar 'n kind van die Here is, dit is waar jy heen gaan om die batterye te charge. Dis daar waar jy gaan om jou tanks vol te maak, geestelik. En in die gemeenskap van die Heilige saam met medebroers en susters jou God aanbid en dien. My liewe broer en suster, die mat is onder Satan se voete uitgeruk. Dit was vir my 'n fantastiese voorreg om deel van die mense te wees wat my uitgenooi het, om vir 'n slag bedien te word. En net in die wysheid met hulle te kan deel wat God op daai spesifieke stadium op my hart lê om met hulle te deel. Verskriklik goed gegaan. En ek wil vandag vir elke man, elke vrou sê vandag, ons het nodig om hierdie tipe mense te ondersteun. Ons het nodig om hierdie tipe byeenkomste en seminare te ondersteun. Al dink jy is slim, al dink jy niks en niemand kan jou iets leer nie, gaan dit oor die praise and worship, en dan op die einde van die dag gaan dit oor die samesyn en te besef dat Christendom is nie 'n one man show nie. Ons is deel van daai liggaam.
En daar leer dit ons om nederig en sagmoedig te wees en mekaar op die hande te dra, jouself te verloon, onthou jy, en niks belangriker as God bo jou hart te ag nie. En dat ek vandag vir jou sê, ek het dit weer besef, hoe nodig ek dit ook gehad het om hierdie batterye vol te maak, en met 'n verwagting te gaan, en met 'n verwagting terug te kom, en te sê, dankie Here, jy het my getuig, teregwys, jy het my vermaan, tydig en ontydig, en jy het my 'n beter mens teruggebring as wat ek gegaan het. En vandag kan ek hierdie woord met elkeen van julle breek, of jy 'n dominee of 'n pastoor is, en of jy apostel of profeet, profetes, wat jy ook al is. As ek aan jou tafel kom, het ek respek vir jou, wat my as 'n gas gesien het, om te kon deel hê aan jou span, en dit wat die Here op jou hart gelê het, om 'n verskil te maak. Is jy 'n perfekte mens? Nee, daar is net een wat goed is, en dit is die Vader wat in die hemel is. Ons is onperfekte mense, wat 'n perfekte God aanbid en dien, maar dit leer jou, om respek vir ander te hê, op die regte tyd te praat, op die regte tyd stil te bly, en eerder te bid, en jou geloof en jou krag in God te stel, met gebede, Bybel lees en vas, die Here te vertrou, dat hy in sy gees, die egte suiwe woord na hulle harte toe sal bring, en dat die verandering daar sal kom, behalwe as hulle vra, wat jou opinie is rondom dit, en dan moet hulle dit kan vat, as jy hulle op hulle vingers tik, en op hulle voete tik, maar terwyl jy uitgenooi word as 'n gas, moet jy jou plek kan ken, jy moet kan stil wees, al stem jy nie altyd saam wat daar gesê word nie, maar dat ons mekaar moet ondersteun, want op die einde van die dag, as jy die grote prentjie, die geestelike gordyne agter alles ooptrek, is almal se visie se fokus op Jesus Christus en op sy koninkryk, en ons is daar om die Here te loof, eer en te prys, om te aanbid te dien, en stikkende manne wat daar aankom, op te tel, en die Here te vertrou om hulle te restoreer, om hulle genees en gesond te maak, verandering te bring, hulle te herstel binne siel, gees en vlees. My liewe broer en suster, God het vir my baie wysheid gegee. Ek kan nog baie vet en vleis aan die vuur gesit het in daai konferensie, maar ek dank God dat hy my nederig en sagmoedig gemaak het, dat hy my hierdie waardevolle lewensles in my lewe kom leer het. Maar weet jy wat? Nog iets, dat hy my geleer het om stil te bly. Dit was een van die grootste uitdagings in my hele lewe, omdat ons gewoond is om te praat en video's te maak, omdat ons gewoond is om te beweeg, is ons baie geneig om te vinnig die dam te spring sonder die opdrag van die Here. En dit is waar ek oorwin het. Ek het 3 keer gaan seker maak, wil jy ek moet praat, wil jy ek moet die woord breek, want ek wil nie dit wat opgebou is die hele naweek kom diskrediteer en daai mense in ongeloof bring of onguns en hulle verneder en skaam maak nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En weet julle wat, dit wat in my hart gevoel is, het net so uitgespeel. Die Here wou dit nie gehad, want ek is 'n gas op 'n ander man se tafel. Dankie. Dankie dat jy na my geluister het vandag. En mag hierdie saad wat so pas in jou hart geval het, of jy 'n gewone lidmaat is van 'n kerk, en of jy 'n profeet of 'n profetes of 'n dominee of 'n pastoor of 'n apostel of 'n evangelis, wat jy ook al jouself noem, gaan toets hierdie woord. Gaan toets hom, vat hom in jou gebedskamer in, en in jou gees en jou hart gaan toets jy wat ek so pas gesê het by die Here. Jy sal jou antwoord by die Here kry. En manne, ek wil vandag vir julle sê, dat ek hier by die vrouens begin. Vrouens, as julle uitgenooi word, as daai uitnodigings na julle toe kom, gaan woon dit by. Niemand hoef jou die hande op te lê, niemand hoef jou te doop nie, niemand hoef God te speel oor jou nie. Maar daai samesyn en daai eer en lofprysing bring jou op 'n ander geestelike vlak. En die Here word verheerlik, en dis al wat saak maak. Minder van jouself, meer van God. En die Here gebruik sprekers om 'n positiewe verskil te maak. Alles is nie net sleg nie. Daar's verskriklike wysheid, sterk wysheid gedeel, lekker stories vertel, lekker getuienisse, met die regte bedoelings in die hart. Maar hoe dit oorgedra word, lyk dit of 'n mens jouself op 'n troonstoel sit, en vir almal wil verduidelik, kyk hoe mooi is ek, kyk hoe net, kyk hoe ek is God se wit broodjie, kyk hoeveel salwing en guns is in my naam. My liewe broer en suster, ons moet pas op vir geestelike hoogmoed, dis 'n lelike ding, en dit geld vir my ook. God het my 'n massiewe groot lewensles kom leer. En nou wil ek vir die manne sê wat vandag na my luister, wat my ken,
wat saam my pad stap, en selfs julle wat my nie ken nie. Die dag wanneer die Here weer so 'n konferensie uitroep, en ek kry toestemming vir die Here om te gaan, sal ek vir die Here vra, Here, kan ek dit op my blad ook adverteer? Dat die manne saamkom, ek gee nie om waar jy bly, of jy in Appington bly, of jy in Bloemfontein bly, waar jy ook al bly. Dat die Here vir my sê, dis reg, dan kom jy na my huis toe. Hier slaat ons tent op, as ons nie genoeg beddes het om te slaap nie. Hier sal jy uit my vrou se hand uit eet, van die beste kos wat God voorsien. Jy sal in water, warm water, sal jy stort. Jy sal gemaklik wees, jy sal met soveel liefde ontvang word. En ek sal my huis oopmaak, dat julle slaap en bly in tente, en laat ons as 'n samesang, as 'n span, hierdie tipe mense gaan ondersteun. Dat ek vir jou sê, dit was fantasties. Mag die Here daai lodge, mag die Here daai mense, die eienaar van daai plaas, sy werkers en almal wat deel gehad het aan hierdie produksie, aan hierdie wonderlike mannekampe byeenkoms, mag die Here hulle seën. Mag hy hulle absoluut, hulle verhouding met God van krag tot krag laat gaan. Mag God hulle grondgebied vergroot. En mag die Here hulle seën met goeie borge, besighede, mense wat finansiëel sterk is om hierdie mense te bly dra. Want daar's mense wat daar opgedaag het, ek weet van 2, wat nie eens 'n werk het nie, wat so swaar kry. Hulle het nie die geld om 'n 50 of 'n 100 of 'n 200 rand te betaal nie. Baie van ons is honger, baie van hulle is so half vuil, wat hulle nie gebad is nie, wat hulle nie lekker ruik nie. Weet jy wat, my liewe broer, suster, dis hoekom Jesus gekom het, vir die siekers, die sondaars, om te red wat verlore is. Ek steur my nie aan 'n persoon wat dink hy's slim, en hy's genees en gesond, en hy's op pad hemel toe nie. Jesus het gekom vir die siekes, vir die sondaars, om te red wat verlore is. En dit waarop ek gefokus is. En dis hoekom ek hierdie tipe manne sal ondersteun, wat hulle doen 'n fantastiese werk. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Nie net hulle nie. Daar was baie, daar's ander manne konferensies, ek praat onder korreksie, maar ek dink lede in Christus Kerk het hulle konferensies ook gehad, streekskonferensies. En so baie ander kerke ook sulke mannekampe. My liewe broer, suster, ek is self 'n pa. Ek is self 'n man, ek is self 'n kind van God, en in my geval is ek geroep en bemagtig om 'n sekere werk vir God te doen. Dit doen jou goed, dit doen jou goed, dit tel jou geestelik op, dit laat jou verstaan om nederig en sagmoedig, nie geestelik hoogmoedig te wees, nie dink jy's 'n meneer nie, maar onder te werk, by die voete soos Jesus, sagmoedig, nederig, bereid om voete te was, onderop, en vir God te vertrou, om die vormingswerk in die mense se harte te doen. Net jou teenwoordigheid daar. Soos in my geval wat die Here vir my Saterdagoggend wys, net jou teenwoordigheid daar. My liewe broer en suster, bring soveel beskerming en krag en lig in daai situasie in. Net soos by die slag van Bloedrivier, was daar 'n gesalfde van die Here in daai laar. Ek mag nie sê wie dit was nie. Maar net daai persoon se teenwoordigheid in die laar van slag van Bloedrivier het veroorsaak dat nie een persoon gesterf het op daai dag nie. Nie een van hulle nie, nie die boer of die vreemdeling het gesterf op daai dag nie, omdat daai gesalfde in die senterpunt van daai laar was. En so het ek het ervaar en beleef. Rolweg, Vrydag aand, toe besef ek al was ek, al het die Here my net daarna toe gestuur, om vir 'n persoon wat 50 jaar oud is, wat nog nooit 'n Bybel in sy lewe gesien het, om vir hom daai Bybel te gee. Daai ou was uit die veld uit geslaan. Ek het vir hom sê, gee die eer vir God. Nie vir my nie, ek het maar net gehoorsaam. God wil hê jy moet hierdie Bybel hê. Hy wil hê jy moet hom lees. Want daar gaan jy vir hom ontmoet op 'n vlak wat jy in jou hele lewe nog nooit gesien het nie. God vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Meneer, wat kan die Here vir jou doen? Sê ek vir hom. Vat hy Bybel, gaan lees hom. Ons het nou lekker geëet, breakfast, middagete, aandete, vleeslik is ons sterk. As ek daar moet vir 'n maand bly, as ek trommel dik. Ek sal groot en vet, ek sal rol huis toe. En ongemaklik wees. Maar hoe voer jy jouself geestelik deur Bybel te lees? My liewe broer en suster, selfs die produksiespan met die praise and worship. Ongelooflik met hoeveel liefde en passie hulle God aanbid en dien. Dis lekker om die Here op sulke vlakke te aanbid en dien en te besef dat alles in hierdie wêreld is net 'n gejaag na wind. Jou skatkis moet in daai hemel wees.
Ek het soveel geleer, ek het al soveel pryse betaal vir die werk wat ek doen. En dan besef ek terwyl ek daar sit, met hoeveel wysheid God my geseën het. En dan kan ek verstaan hoekom ek so gehaat en aangeval word vir die werk wat ek vir die Here doen, vir dit wat hier lê, wat moet uitkom uit my mond uit, en die leerstellings wat ek maak. Yes, ek vir julle sê, ja, dis lekker om die Here op hierdie vlakke te aanbid en dien. En dit wat ek my uitnodiging vir die mans, man, ons moet betrokke maak. Jy gaan baie effort in hierdie tipe goed in. As daai mense nog 'n klomp geld gevra het vir so 'n kamp, het ek gesê dis mensgemaak, dis nie van die Here af nie, maar hierdie ouens het 'n 5-ster lodge, kos en alles vir 'n mens gegee vir 'n hele naweek. Ek sê vir jou, dis seker 200 mense wat daar was, gaan werk jy in jou kop uit. As 200 mense by Aventura badplaas of by Jepies of waar ook al gaan inkamp, wat gaan jy betaal? Wat gaan jy betaal om daar te bly vir 200 mense? Dan is dit nog nie eers jou kos ingesluit nie. Ons het 'n fantastiese naweek en ek wil die Here die eer daarvoor gee. Elke liewe persoon wat saam met ons teruggery het iets huis toe geneem en hulle is gevul en nou bid ons dat die Here daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dankie dat jy vandag na my geluister het. Dankie dat jy lief is vir my, dat jy omgee vir my, dat jy my ondersteun, tydig en ontydig. Dat jy vir my bid, vir my lief is en my ondersteun. Dankie dat jy my verstaan. Dankie dat ek in 'n posisie gestel word om vir jou te sê, ek maak ook foute. En hoe vinnig, indirek, sonder dat dit aspres is, die eer van God weg te neem en dit vir jouself te vat. Kom, ek vertel julle vandag iets. Ek sê eerder niks en ek doen in my lewe verder niks as wat ek iets sê en doen wat nie van die Here afgekom het nie. My liewe broer, suster, as jy in jou 100% in jouself gesterf het, kry jy jou opdrag van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En dis hoekom die Here sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel, om die boek vol te maak nie. Ek sê vir julle baie dankie. En die dag wanneer julle sien ek adverteer manne, sal ek my huis oopmaak so groot as wat ek moontlik kan, en as my huis te dun en te min is om almal te akkommodeer, het ek 'n hele klomp ander broers wat in groot huise bly, wat mense kan akkommodeer. Jy hoef nie vir verblyf te kom betaal of in 'n gasthuis en hotel. Dit so waar God in die hemel is, ek sal dit nooit in my lewe toelaat nie. Maar die Here op daai spesifieke dag op jou hart lê om hier na my toe te ry, tot hier te kom, dan gaan ons as 'n familie in Christus Jesus na daai byeenkoms toe, of waar ons ook al uitgenooi is. My liewe broer, suster, ek wil nie kant kies nie, ek wil nie partydig wees, ek wil niemand uitsonder nie, want dis baie mense wat mighty mense saamtrek, baie kerke soos Lering Christus Kerk, baie mannekonferensies, 'n vrouekonferensie wat dit met die beste bedoelings van die hart doen. En God het nie een van ons as regters aangestel om 'n ander te diskrediteer en te probeer meneer wees nie. Ek het julle nou my storie vertel. Wat is joune? Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Ons het mekaar nodig. Ek het weer vandag gesien. Die Here het my teruggevat na die basies toe ek tot bekering gekom, wat ek amper selfmoord gepleeg het. Wat hy my op die vlakke gaan sit het van 'n persoon wat vandag begin. Wat in op die eerste vlakke wat sê ek is hier, ek is diensbaar en bruikbaar. Ek kon in die bed dronk gelê het. Ek kon laat geslaap het. Ek kon vir my ander afsprake, ek kon vakansie gaan hou het. Maar weet jy wat, op my verjaardag, 2 ouens op my verjaardag sit ek in 'n mannekamp. Op die beste plek wat jy in jou hele lewe kan wees. En jy offer jou hele lewe op en sê, Here, dit is waar ek wil wees. Weet jy wat 'n voorreg is dit om baie keer terug te gaan na die basics toe, net te besef waar kom jy vandaan, sodat jy jouself kan vind en wie jy is in Christus Jesus. God toe te laat om jou nederig sagmoedig te maak. En dis 'n lewensles wat God vir my kom leer het hierdie naweek. En vandag wil ek dit afsmeer aan jou, absoluut verniet, vir niks geld nie vir eie eer nie. Ek wil dit aan jou afsmeer, sodat jy 13 jaar se ervaring van my binne 'n sekond of 2 kan besef hoe die Here my vorm en maak, hoe hy my draai, hoe hy my tug teregwys en vermaan, wat hy tug die wat hy lief het. Ek prys die Here daarvoor, ek loof hom daarvoor, en ek wil vandag vir julle sê, as dit so ver is wat dit die Here se wil is, solank as wat ek lewe,
As dit God se wil is en ek word weer uitgenooi, is ek weer daar. En as die Here vir my toestemming gee, sal ek dit ek sal dit adverteer. En jy wat vandag aan die ander kant luister, wat 'n broer in Jesus Christus is, moet besef en weet jy is welkom. Jy kan uit my vrou se hand uit kom eet my ou boeta. Jy sal in 'n warm bed slaap, jy sal die beste warm water kry. Ek het nou nie mansions nie, maar ek kan vir jou sê, hier sal daar gekuier word en hier sal God geloof en geprys word, en wat ek in my huis sal die Here dien. Wat 'n voorreg, ons moet begin omgee vir mekaar, weer lief wees vir mekaar, intree vir mekaar. Ons moet onsself verloon om 'n ander een op te tel, die minste te wees, ons belange vir 'n slag een kant te sit en ander voor te sit. Dis lekkerder om te gee as om te ontvang. Mag die Here daai mense seën, almal van hulle wat deel was van hierdie produksie. Ons het dit geniet. Dit het my gebou. En ek is so bevoorreg. Joe Ministries is 'n kerk, klein kerkie, plaasgemeenskap in Grootvlei. Ek is met soveel gasvryheid en liefde ontvang deur hulle span, deur hulle leraars. En gaan loer gerus in daar. Daai mense, ek sê, hulle is onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien. Maar Joe Ministry staan vir Jesus is liefde. Dis waarvoor Joe staan. En 'n pragtige ou gemeenskapskerkie, 'n plaasgemeenskap, ook my arm. En as jy ooit voel jou hand juk, jy het te veel geld in die bank of hoe kan ek sê, jou geldbussie is vol, en jy voel jy wil ondersteun, ek gee hulle nommers met liefde vir julle aan. Jy hoef my nie eers te gebruik as middelman nie, jy kan sommer direk vir hulle bel, en vir hulle ondersteun, vir hulle op die hande dra. Want daai mense het net soos ek en jy, daai liefde en ondersteuning en samesyn, het hulle ook nodig. Baie dankie vir almal se liefde, dankie vir die voorreg om hierdie woord te breek. Ek wens vir julle 'n absolute geseënde dag toe. God se rykste seën word vir julle almal toegewens. Dit het tyd geword om minder in onsself te word, meer van God. En Jesus Christus te verheerlik. Alles gaan oor hom. Alles gaan oor hom. En ons is nie foutloos nie. Nie een van ons kan 'n klip op telling gooi nie. Maar ons moet net verantwoordelikheid vat vir dit wat ons op die tafel sit. Lief vir julle almal. Shalom, vrede. Mag God ons almal genade wees. Mag hy barmhartigheid bewys. Ek weet hy is verheerlik deur 'n fantastiese produksie, 'n fantastiese span. Daai persoon, jy kan sien geld is nie sy God nie. My liewe broer en suster, hy kan daai lodge, hy kan al die veldskole en al die kerkseminare of die mannekampe kan hy een kant stoot en hy kan al daai plekke wat hy het omskep in Shoeleis en hy kan duisende rande maak. En jy weet wel wat, dis nie waaroor dit vir daai man gaan nie. Daai man gebruik daai plek om terug te ploeg in God se koninkryk en hy doen dit met soveel deernis en liefde. Daai span wat daai byeenkoms aangebied het, is so bevoorreg om op so 'n platform te bou en die geleentheid te kry om uit te leef en 'n verskil in die gees en die harte van soveel mense te maak. Die Here is verheerlik en dis al wat saak maak. Lief vir julle. Ons gesels gou weer. Groetnis. Baie dankie.